my oor We brand. don't talk about GBV. Wat het nou gebeur? Okay, vir my is gesê dat hulle bring vandag 'n artikel 174 aansoek Ja. om die saak uit die hof uit te gooi of te discharge, soos hulle dit noem. En toe weet jy. Toe weet ek, daar gaan sy gaan my niks beteken anyway weer eens nie. Ja. Toe kom hulle, nee, hulle bring nou 'n aansoek vir artikel 167 Ja. om 'n getuie wat op die staat se lys was, waar die staat mee gekonsulteer het en besluit het hulle gaan hom nie roep nie. Hulle wil nou daai ou inbring as 'n getuie vir hulle. En so dis weer eens, dis net die hele tyd speel vir tyd. Toe sê die landdros, okay, maar dan moet sy wil nou deur die goed gaan. Dan sal sy nou die 11de September 'n uitspraak lewer op dit, Op dit. op die artikel 167. Ja. So, wat my bitter ongelukkig maak is, ek is die victim. Die staat staan nie op en sê, luister, maar jy het nie met my gekonsulteer hieroor. Ons gaan nou nie meer 'n artikel 174 doen nie, ons doen nou artikel 167 nie. Sy staan nie op en object en sê, luister, maar hulle het nie met my gekonsulteer daaroor nie. Sy het voorberei vir 'n artikel 174 aansoek. Maar dis fyn met haar. Net kom en kan ek asseblief met my kliënt praat of met die klaagster praat oor hoe voel jy daaroor nie? Dis net van die beskuldigde het weer eens net meer regte en roep as wat ek het. Hy daar vandag. Ja, Okay. dan moet daar wees. Okay. En hoeveel keer was jy al in die hof gewees? Ek kan nie vir jou sê nie, van 27 Maart 2019 was die eerste hofdatum. Jy was 5 dae in ICU. Was die eerste keer 5 dae in die hospitaal. Oogoperasies gekry, harsenskudding. Jou lewe was nog nie dieselfde sinds dan nie. Wat het jou lewe verander van voor tot nou na die tyd? Ja, verseker. Ek meen, vanoggend, en ek meen dit is nou al van 2019 af, toe daai man om daai hoek kom, net daai gevoel van om te sien is net, en ek het dadelik my rug op hom gedraai, en die skollie van die Max kom toe na my, hy sê vir my, wat gaan aan? So weet jy, ek kan nie vir 'n man kyk en sê, hou op bang wees vir hom. So sê ek, dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Nêrens kom ek tot op 'n punt dat ek kan sê, ek hoef hom nooit in my lewe te sien nie. Die saak is afgehandel. Ek kan probeer aangaan met my lewe. Dit gebeur nie. Want ek is vir 2 maande fyn tot die volgende hofdatum. Dan stel hulle dit weer vir 2 maande uit. Dan sê ek, okay, dan kom ons by die hofdatum, dan val ek weer. Dit is nie regverdig nie. Nee, dit is nie. Hoe moet ek aangaan met my lewe? Ek sit met die trauma, nie hy nie. Hy het sy werk nog steeds. Hy was bevorder. Hy's bevorder. Hy gaan met sy normale lewe aan.